Okay, hallo Jordries. Hierso is jou afkokening vir jou wiskunde toets wat jy gaan skryf op die 12de Maart. So, eers begin ons by plekwoorde en getalwoorde. Nou, wat is die verskil? As jy na hierdie gaan kyk, gaan jou plekwoorde gaan die woorde wees. So, as ek vir jou vra, wat is die plekwoorde van die 5, dan gaan jy sê, dit is duisende. Is jou duisende. Plekwoorde van die 6 gaan dan wees jou honderdes. Plekwoorde van die 7 is jou tiene en plekwoorde van die 5 is jou ene. Kyk, as ons getalwoorde toe gaan, getalwoorde, is dit presies wat die woord vir jou sê. So jy gaan kyk na jou getal. Die 5 stel voor 5000. Die 6 stel voor 600. Die 7 stel voor 70 en die 5 stel voor 5, met 5 ene. So maak asseblief seker jy weet wat is die verskil. Ok, dan gaan ons as skryf 'n getal in woorde. Nou dit is presies wat die vraag vir jou vra. As jy 'n getal het 3361, dan gaan jy hom in woorde skryf. So jy gaan skryf 3361. Onthou asseblief, as jy iets in woorde skryf, is daar geen getalletjies in nie. Jy moet die 3 gaan uitskryf. Jy kan nie 'n 3 daarso maak en dan sê dit is in woorde nie. Nou, in die toets gaan dit ook omgeruil wees, so weet dat jy dit ook kan kry. As ek vir jou die getal gee, 3361, moet jy vir my kan gaan skryf. Dit is hoe hy lyk as ek getalletjies het. Ok, uitgebreide notasie is wanneer jy jou getal vat en jy maak hom groter, so jy brei hom uit. So jy gaan sê dit is 7000 plus 100 plus 50 plus 7. So jy gaan hom in sy getalwoordes vat en jy gaan hom uitbrei. Ok, rangskik en vergelyk getalle. Rangskik getalle sal wees in stygende orde. So dit gaan boontoe, van klein na groot. So jy gaan kyk, watter getal hierso is die kleinste. Dit sal 5167 wees. Dan gaan jy na die groter getal toe. Dit sal tene wees, dan nog groter. Volgende een wat nog groter is, en dan die grootste een. Jy moet dit actually gaan uitskryf. Jy kan nie dit net nommer nie. So jy gaan skryf 5167 en dan skryf jy al van die volgendes uit. Dan rangskik getalle in dalende orde. So dit is wanneer jy gaan van groot na klein. So jy gaan eers kyk wat se getal hierso is die heel grootste. Nou dit sal 52701 wees. Dan bietjie kleiner as hy. Plus 251.000, so dit gaan eers daarin wees, dan die ene, dan het jy die 50.000, grootste een is die 721 en dan die laaste ene. So weer eens, jy moet dit gaan uitskryf en jy moet 'n komma punt tussen hulle sit. Ok, wanneer jy getalle vergelyk, gebruik jy groter as, kleiner as of is gelykbaar en jy gaan letterlik kyk. Okay, albei het 'n 2, albei het 'n 8. Die een het 'n 4, maar hierdie een het 'n 5. So daai 5 bepaal dat hierdie getal die groter een is. So die oop bekkie moet altyd na die grootste getal toe wys. Jy kan hierdie onthou deur, kom ons sê jy deel ietsie met iemand, of dit nou jou boetie of sussie of enige iemand is, dan wil 'n mens mos altyd die grootste deel hê. So maak seker dat jy altyd na die grootste getal toe gaan. Ok, afronding. Afronding gaan jy kry tot die naaste 10, naaste 100 en naaste 1000. So jy kry so 'n bergie wat jy gebruik
Hierso gaan hy 0, 1, 2, 3 en 4. En aan die ander kant 5, 6, 7, 8 en 9. Nou, wanneer jy 'n berg uitklim en jy is nog nie bo nie, enige plek waar jy aan die kant is, gaan jy gaan sit en jy gaan 'n bietjie gaan rus. Maar as jy nou bo kom van die berg, is hierdie deel net afdronde. So in plaas daarvan om te gaan sit en rus, kan jy op jou boude sit en jy kan afskuur totdat jy by die einde is. So wanneer jy getal eindig op een van hierdie, dan gaan hy dieselfde bly. Die vorige getal gaan dieselfde bly. As hy eindig op een van hierdie, beteken dit die vorige getal word enetjie meer. So as jy afrond tot die naaste 10, kyk jy na die eerste getal en hy gaan vir jou sê wat gebeur met die 1 voor hom. Omdat dit 'n 4 is, bly hy aan die kant wat dieselfde bly. So alles voor dit gaan net so bly. 2, 2, 4, 9, 9, 8, 0. Jy kort 1, 0, want jy rond af tot die naaste 10. As jy nou gaan kyk na hierdie enetjie, gaan dit 'n 8 wees, en die 8 is aan die vorentoe kant van die berg. So daai 8 gaan bepaal wat met die vorige 8 gaan gebeur. So daai 8 gaan daai ene 'n 9 maak, en dan alles voor dit bly dieselfde. 8, 5, 0, 4, 0, 9, 0. Kyk, net 1 0, want jy werk met die naaste 10. Nou gaan ons na die naaste 100 toe, so ons gaan na die tweede getalletjie kyk, en hy gaan die 1 voor hom beïnvloed. Dit is nou weer 'n 4, nee, ekskuus, dit is 'n 3, so daai 3 gaan maak dat daai 4 'n 4 bly. En alles voor dit los ons ook dieselfde. 3, 1, 2, 9, 1, 2, 4, dubbel 0. Jy kort 2 nulle, want jy rond af tot die naaste 100. As jy na die ene kyk, gaan hy die 1 voor hom beïnvloed. Nou het ons 'n 6. 'n 6 is aan die afglykant van die berg. So dit beteken, die getal voor hom word enetjie meer. En dan die res los jy net om. 2, 2, 0, 1, 2, 6, dubbel 0. 2 nulle, want ons rond af tot die naaste 100. Rond af tot die naaste 1000 is 3 nulle. So ons gaan na die derde getalletjie kyk. En hy gaan die 1 voor hom beïnvloed. Nou dit is 'n 1 en 'n 1 sê vir my, bly dieselfde. So dit gaan wees 1, 7, 6, 3, 2 met 3 nulle, want ons rond af tot die naaste 1000. As jy gaan kyk na die 1 somme langsom, is dit 'n 6, en wat gaan hy met die 8 maak? Weer aan die 6 kant, so die 8 moet 'n 9 word. En alles voor dit bly dieselfde. 1, 2, 4, 9 en dan jou 3 nulle. Kyk, gewone optel en aftrek. Jy kan besluit of jy dit so wil doen sonder 'n kalkulator en of jy die antwoord net met 'n kalkulator wil skryf. So jy gaan sê 1 plus 4 is 5, 2 plus 3 is weer 5, 4 plus 1 is weer 5, en 9 plus 5 gee vir jou 14. So maak seker dat jy altyd aan die regterkant begin en dan werk jy na links toe. By die minus moet jy gaan kyk dat jou grootste getal moet altyd bo wees. So as daai getalletjie kleiner is, dan moet jy gaan leen by die 1 voor hom. So daai 8 word 'n 7, dan sê ek 15 minus 7 gee vir my 8, 7 minus 6 is 1, 9 minus 6 is 3. Ons kan nie sê 2 minus 9 nie, so ek gaan weer gaan leen, daai word 'n 1, 12 minus 9 is 3, en 1 minus niks is 1. Kyk, verdubbeling en halveer. So verdubbel is wanneer ons iets wil meer maak. En as ek iets meer maak, gaan ek dit maal met 2. Halveer is wanneer ek iets wil deel in die helfte. So ek gaan dit deel met 2. Okay, nou die enigste catch kom in by halveer. As jou halvering eindig op 'n ewige getal.
So 2 is 'n ewe getal. So jou halvering gaan perfek uitwerk. Dit gaan wees 196 en hy eindig weer op 'n ewe getal. Maar sê nou maar jou getal eindig op 'n onewe getal. Soos byvoorbeeld die 1, dan gaan jy 'n komma hê. So as jy hom op die kalkulator gaan insit, gee hy vir jou 460.5. So daai punt gaan jy net verander in 'n komma in. Want as ons 1 gelyk opdeel tussen 2 mense, kry elkeen 'n half. Nou by verdubbeling maak dit nie saak waarmee dit eindig nie. Jy gaan dit net maal en jou antwoord gaan groter word. So as ek presies dieselfde gebruik, 392 maal 2, gee dit vir jou 784. Dan as jy gaan kry 971 maal 2, gee dit vir jou 1942. So verdubbeling maak nie saak nie, dit word altyd net meer. Kyk, dan moet jy ook gaan jou gewone maaltafels ken, maal en deel, en dan as jy regtig twyfel, kan jy 'n sakrekenaar gebruik. OK, baie sterkte julle. Onthou om vroegtydig te kom vra as jy enige hulp nodig het.